Gewaardeerde luisteraars, pastoor Frans Hoyeberg van die Kruis Triomfeer Bediening. Ek groet in die naam van Jesus Christus, ons verlosser en ons komende koning. Ek hoop ek vind u in gesondheid en met 'n ryk halsende verlange na die blaas van die besuin wat die wegraping sal inlei. Nou ons is nou besig met ons 25ste afdeling van die boek Openbaring en ons is besig in hoofstuk 8 en ons het laas opgehou by vers 9 en ons het die eerste trompet behandel. En nou gaan ons kyk na die tweede trompet, 'n berg van vuur. Wanneer die tweede basuin geblaas word, sien Johannes iets soos 'n groot berg wat met vuur brand. Dit is waarskynlik 'n enorme meteoriet wat deur die atmosfeer neerstort. Nou ons kry baie dat NASA praat van meteoriete wat baie naby die aarde verbygaan, maar ons gaan later sien dat hierdie ene 'n naam. En daar is beslis een wat kom en die aarde gaan tref. Nou dit lyk so in die see gegooi en 1/3 van die see het bloed geword. Toe hierdie meteoriet die aarde tref, toe sterf 1/3 van alles wat in die see leef. En 1/3 van die skepe op die see word vernietig. Dink aan die plaag wat versprei sal word wanneer die watertoevoer bitter word, dan tot bloed in die groot en verskriklike dag van die Here. Dit kan 'n kernslagting wees. In 'n kernontploffing word humiditeit in die lug onmiddellik in water saamgepers en reguit tot in die vriesende temperature van die boonste stratosfeer gedryf. Dit word dan onmiddellik gevries en val terug aarde toe as reuse stukke ys. Dit sal verantwoordelik wees vir die vuur, bloed en ys en dat met genoeg van die verskillende derde wêreldlande wat nou kernkrag vermoëns het dit beslis 'n moontlikheid geword. Beskou die superbesoedelde lug met bestraling en nou met 1/3 van alle plantegroei weg, sal die gebrek aan suurstof wat hulle verskaf weg wees. Nog 'n groter tragedie is al die groenkorrels is verbrand. Met hongersnood wat reeds in baie dele van die wêreld woed en 'n skaarste aan voedsel oral, sal dit die ondergang van miljoene verseël. Nou ek het gepraat van groenkorrels, dit verwys maar net na alle groente en dis wat geproduseer word. Miskien sal die gelukkiges diegene wees wat in die ontploffing sterf. Kan jy dit dink? Dat jy kan gelukkig wees dat jy doodgaan. Want as hierdie ontploffing plaasvind, hel op aarde. Die effek was asof 1/3 van al die visse in die see afgesny is, dood is. Dit moet natuurlik nie letterlik opgeneem word nie, dit is ontwerp om 'n effek te beskryf wat betrekking het op die maritieme gedeelte van die wêreld asof 1/3 gedeelte van alles wat in die see was, sou vergaan. Die natuurlike interpretasie sou wees om dit toe te pas op een of ander inval of rampspoed wat betrekking het op die see, op die eilande, op die maritieme streke of op handel. As die hele beskrywing betrekking het op die Romeinse Ryk, dan kan dit veronderstel word om spesifieke verwysing te hê na iets wat 'n invloed op die maritieme dele van hierdie ryk sou hê. En dan lees ons in die 3de deel van die skepe is vernietig. Dit het ook betrekking op dieselfde algemene ramp wat die handel van die ryk beïnvloed. Die vernietiging van die skepe is op een of ander manier veroorsaak deur die berg in die see te gooi, of deurdat hulle verteer is deur die kontak met die brandende massa, of deurdat dit gesink is deur die geroer van die water. En die water gaan geweldige branders en storms meebring. Die wesenlike idee is dat die ramp van so 'n aard sou wees dat dit die vernietiging van vaartuie op die see sou veroorsaak, het sy vlootwapentuig of skepe van handel. Nou lees ons vers 10 tot 11. En die derde engel het geblaas in 'n groot ster wat soos 'n fakkel brand het uit die hemel geval en het geval op 1/3 van die riviere en op die waterfonteine. En die naam van die ster word genoem Alsem. En 1/3 van die waters het als geword en baie mense het gesterwe van die water omdat dit bitter geword het. Hier is die meteoriet wat die aarde gaan tref. Sy naam is Alsem, lyk soos 'n ster wat uit die hemel val. Die derde trompet maak 1/3 van alle varswater bitter, wat wydverspreide dors en dood tot gevolg het. Als, die Grieks letterlik ondrinkbaar, was 'n bitterkruid wat die water van die aarde ongeskik vir menslike verbruik sou maak. Kom ons lees Deuteronomium 29 vers 18, sodat onder julle geen man of vrou of geslag of stam mag wees, wat sy hart vandag van die Here onse God afwend om die gode van die nasies te gaan dien nie, sodat hulle onder julle geen wortel mag vind wat gif en wilde als dra nie. En nou sit ek net sommer en dink, behalwe dat die wêreld
die sondaar in sy wese gevoed word met wille als sonde. Wil ek hierdie vraag vra, kind van die Here, hierdie tyd waarin ons nou lewe, het jy nie dalk 'n bietjie wille als in jou lewe nie? Is dit dalk 'n sonde of 2 of 3 in jou lewe wat geheime sondes is en wat uitgewis moet word nie? Want wilde als gaan jou vernietig. Spreuke 5:4, maar op die einde is hy bitter, soos wilde als, soos swaard aan weerskante skerp. Maar die derde trompet is sterk genaamd hoogmoed, wanneer die derde engel sy trompet blaas, 'n ander meteoriet op die aarde neerstort, wat brand soos 'n fakkel. So er gaan 2 wees wat die aarde gaan tref. Die eerste het in die see geval. Hierdie ene wat nou kom, val nie op die see nie, maar op 1/3 van die aarde se riviere en maak dit bitter en giftig. As gevolg van hierdie plaag sterf baie mense. Sien nie dat die groot verdrukking, die wraak van God al hoe erger en al hoe erger en al hoe erger raak? Maak jou lewe reg met die Here. Maak jou lewe reg met die Here, sodat jy kan saamgaan met die wegraping. Vriend, ek wil nie hê jy moet agterbly in die groot verdrukking nie. Hell on earth. Jy wil nie daar wees nie. Ek pleit by jou, maak jou saak met die Here Jesus Christus reg, glo, word gered, word wedergebore. En jy wat wedergebore is, kind van God, moenie lou wees nie, word warm, want jy kan nie soontoe gaan nie. Jy moet saamgaan met die Here van die heerlikheid. Sagaria 14:12. En dit sal die plaag wees waarmee die Here al die volke sal tref wat opgetrek het om teen Jerusalem te veg. Hy sal hulle vlees laat verteer terwyl hulle nog op hulle voete staan, en hulle oë sal wegteer in hulle holtes en hulle tong wegteer in hulle mond. Dit is wat 'n atoombom kan veroorsaak. In die tweede trompet spesifieer die vers iets soos 'n groot berg wat met vuur verbrand. Dit kan of 'n enorme meteoor wees, meer waarskynlik 'n aantal atoombomme. Ek glo dit is 'n meteoriet, maar dit is ook dalk atoombomme wat saam met hierdie meteoriet gaan plaasvind. 'n Waterstof of termonukleêre bom wat onder die see ontplof het, lyk soos 'n groot vlammende berg wat uit die see losbars. Dus nemens die vernietiging van 1/3 van alle seevaartuie, sal die vlammende berg 1/3 van alle seelewe uitwis en die see bloedrooi maak met die bloed van die dooies. God het die mens met groot vindingryke vermoëns toegerus, maar in plaas daarvan om dit in goede te gebruik die mense dikwels om sy eie planeet en homself te vernietig. Die mens se mees basiese probleem was nog nooit 'n gebrek aan intelligensie of opvoeding nie, maar 'n natuur wat gevalle en moreel korrup is, vol wilde als. Dan sy die mens 'n nuwe geboorte ervaar, waarin hy 'n wonderbaarlike geboorte van 'n nuwe geestelike aard ontvang, waardeur God met hom kommunikeer, is hy gedoem tot die vernietigende invloed van sy gevalle natuur. Die derde trompet is weer kernkrag. Dit alles spreek van verskriklike dinge wat verband hou met so 'n omwenteling in die aarde, dat dit ons verstand te bowe gaan. Als 'n bitter, giftige stof, afkomstig van 'n wortel, wat dronkenskap en uiteindelik die dood veroorsaak. Jeremia 9:15, daarom so sê die Here van die leerskare, die God van Israel, kyk, ek gee aan hierdie volk, wilde als om te eet, en ek laat hulle gifwater drink. Klaagliedere 3 vers 15, en hy het met bitterkrye versadig, my genoeg wilde als laat drink. Als beteken slegte water, en ek dink as jy die water nou op hierdie planeet nagegaan het, sal jy waarskynlik uitvind dat 'n groot persentasie daarvan sleg is. Vers 12. En die 4de engel het geblaas en 1/3 van die son is getref en 1/3 van die maan en 1/3 van die sterre, sodat 1/3 van hulle donker sou word en die dag van sy derde deel nie lig sou gee nie en die nag net so. Nou, terwyl ek hierdie hoofstuk 8 behandel, kom die woord derde deur. En ek sit en wonder, wat beteken dit? Hoekom gebeur als in derdes? En ek het 'n teorie. En dis maar net my teorie. Ek gee dit vir julle net vir die interessantheid. Moenie vir my met klippe gooi nie, moenie vir my sê ek is 'n valse profeet nie. Dis maar net 'n idee. Ons bly in die derde deel van die heelal. Daar was 3 aartsengele, Michael, Gabriel en Lucifer. En elkeen het geregeer oor 1/3 van die heelal. Lucifer het tot val gekom en sy derde deel is donker gemaak.
En nou pas dit net vir my dat alles gebeur in derdes. Vierde engel het geblaas en 'n derde van die son is getref, en 'n derde van die maan, en 'n derde van die sterre, sodat 'n derde van hulle donker sou word. En die dag sy derde deel nie lig sou gee nie, en die nag net sy. Hoekom jy alles vernietig nie? Die vierde woestyn neem 'n derde van die lig uit die hemel weg gedurende beide dag en nag. Die lig wat vanaf die son, sterre en die maan kom word verminder, wat waarskynlik tot vrees, gebrek aan gewasproduksie en 'n baie laer lewenskwaliteit lei. Matteus 24:19. En dadelik na die verdrukking van daardie dae sal die son verduister word en die maan sal sy glans nie gee nie. En die sterre sal van die hemel val en die kragte van die hemel sal geskit word. Lukas 21:25, daar sal tekens wees aan son, maan en sterre. En op die aarde benoudheid van nasies en hulle radeloosheid wanneer see en branders dreun. See en branders. Die nasies is al reeds radeloos oor alles wat in hierdie wêreld gebeur. Kyk al die oorstromings wat nou in die wêreld aan die gang is. Hoeveel te meer nie dan nie. Dan lees ons 'n derde deel van die son geslaan. God sal bonatuurlik die intensiteit van die hemelliggame met 1/3 verminder. Die verlies aan sonhitte sal 'n radikale daling in temperatuur veroorsaak wat ernstige verandering in meteorologiese, botaniese en biologiese siklusse veroorsaak. As ons hierna kyk, dan weet ons, die aarde is in vir 'n helse, skokkende tydperk. Die vierde trompet, duisternis sak toe, alle lewe op hierdie aarde hang van die son af. As dit sou ontplof, sou die aarde verbrand. As dit koud sou word, sou die aarde solied vries. Nie een van hierdie uiterste is in die oog met die vierde woestyn oordeel nie, maar op een of ander manier verhinder God wel met 'n derde die hoeveelheid stralingsenergie wat die aarde vanaf die son en alle ander hemelliggame bereik. God wat lig in die eerste plek geskep het, is in staat om dit tot 1/3 te verminder. Eindelik sal dit lyk asof dag en nag omgekeer is, want daar sal 16 ure van duisternis en 8 ure van daglig wees. Dit herinner ons natuurlik aan die plaag wat oor die Farao gestuur is, soos beskryf in Exodus 10:21. Verder het die Here vir Moses gesê, steek jou hand na die hemel uit, en daar sal duisternis oor Egipte land kom, sodat 'n mens die duisternis kan gryp. Ons praat altyd van die dit is so donker, jy kan dit met 'n mes sny. Lukas 21:25-26. En daar sal tekens wees aan son en maan en sterre, en op die aarde benoudheid van nasies en hulle radeloosheid, wanneer see en branders dreun, en mense se harte beswyk van vrees en verwagting van die dinge wat oor die wêreld kom, want die kragte van die hemele sal geskit word. Vers 13. En ek het gesien en gehoor 'n engel wat in die middel van die hemel vlieg, wat met 'n groot stem sê, wee, hulle wat op die aarde woon, vanweë die oorige geluide van die woestyn van die 3 engele wat nog sal blaas. Dit raak al hoe erger. Die laaste 3 woestyne sal veral ernstig wees, soos aangekondig deur die drievoudige herhaling van weer 3. Dit kan ook wees dat God alles in derdes doen, omdat hy drie enige God is. Hulle sal gerig word op die inwoners van die aarde, dit wil sê die ongelowiges wat nog op aarde lewe. Beide die oudste en die meerdere Griekse manuskripte lees arend in plaas van engel in die eerste deel van die vers. Wee, een vir elke oorblywende trompet geskal. Alhoewel die eerste 4 trompette ondenkbaar is, sal hulle niks wees soos die 3 wat kom nie. Dank God dat Christene die toren gespaar sal word. Van die wees is die toren op die punt om te kom. Selfs die probleme waarvan ons al gehoor het, is verskriklik, maar dit word nog erger. Let weer hier op die middeltydse skeiding hiervan. 4 engele het geblaas, en nog 3 is op die punt om te blaas. Nou gaan ons oor na hoofstuk 9, vers 1. En toe die 5de engel blaas, sien ek 'n ster wat in die hemel op die aarde geval het, en aan hom is die sleutel van die put van die afgrond gegee. Gewaardeerde luisteraars, hierdie is 'n baie kort aflewering, maar ek voel net dat ek wil met hoofstuk 9 begin, met die volgende uitsending wat ons oor die boek Openbaring het. Dus gaan ek hier ophou, en dan gaan ek begin met hoofstuk 9 met die volgende uitsending. Baie dankie Here, dat ons as liggaam van Christus met die wegraping weggaan en nie in die groot verdrukking gaan wees nie. Ag Here, en help diegene wat wel in die groot verdrukking gaan deurgaan, hulle wat agtergebly het, om kragtig in hulle geloof te staan te bly, al word hulle gemartel.
En Here, ek praat nou miskien, ek bid miskien nou vir mense wat dan my stem luister en dit tog nie gaan maak nie. Gee U genade dat ons dit almal sal maak wat in U glo met die wegraping. Ons sê vir U dankie daarvoor in Jesus naam. Amen. Gewaardeerde luisteraar, ons sal volgende week begin met hoofstuk 9 en dan sal ek 'n langer aanbieding gee, maar ek voel net in my gees ek moet net hier by eers ophou. Al wat nou oorbly is om te sê, gaan en wandel waardig die roeping waarmee jy geroep is. En Maranatha, Jesus gaan weer kom. Is jy gereed? Maar as hy vertoef om te kom, mag hy ons 'n geleentheid gee om verder te gaan met ons studies. In Jesus naam. Amen.